Goeienaand, dit is 7 uur hier by ons en baie welkom hier op ons diens vir ons hemelvaartdiens. Skus tog, ek het nou 'n uitdaging hier met katte wat besluit hulle wil saam met ons kerk hou. So ek wil sê vir elkeen baie welkom hier. Dit is net so kort uitsending wat ons doen op hierdie wonderlike dag en dit is net om fees te vier oor dit wat God vir ons gedoen het. Terwyl ons so sit, kom ons gaan net saam sit, dan bid ons saam. Hemelvader, wat 'n voorreg, Here, om 'n hemelvaartdiens te kan hou. Wat 'n voorreg, my God, om hierdie wonderlike gedagte te kan hê, hierdie wete dat U ons God is, dat U met ons is, dat U vir ons iets besonders in store het. En Here, alles hierdie dag, 'n dag wat nou al deesdae deur die wêreld vergete is en nie in gedagte gehou word nie, is hierdie dag vir ons so belangrik. Kan ons nie anders as om net vas te hou aan hierdie dag nie, want Here, U het vir ons iets groots gedoen op hierdie dag. Ek wil bid, Vader, dat U vanaand vir ons gaan seën met hierdie kort gedagte wat U gegee het, Here, dat ons regtig 'n goeie tydjie in U naam kan hê en dat elkeen van ons iets gaan leer uit hierdie ene uit. Is my gebed in Jesus naam en ek sê dankie daarvoor. Amen. Nou ja, ek hoor so terwyl ek bid, is my kat nog steeds besig om vir my allerlei dingetjies te doen hier rondom my en vir my dramas te gee. Maar ons gaan so tussen die kattedramas deur, gaan ons voortgaan met ons kortdiens. Hemelvaart. Ja, dit is iets wat ons al so gewoond is. Ons aanvaar hierdie dag. Dit is nou lankal nie eens meer 'n vakansiedag nie. Dit was op 'n stadium 'n vakansiedag gewees. En vir baie mense hierdie dag net verbygegaan. Het mense nie eens gedink daaraan dat hierdie is Hemelvaartdag nie. Het hulle al vergeet daarvan dat hierdie Hemelvaartdag is. En die vraag wat ek vir myself moet vra is, wat maak hierdie dag so spesiaal? So kom ons kyk net eers. Ek het 'n tema vir hierdie boodskapie vanaand en dit is opgehef sodat ek en jy kan opstaan. En ons kyk net eers gou. Handelinge 1 vind ons die disippels daarso by die Here. En Jesus is besig om met hulle te praat en waarskynlik is hy besig om groot goed vir hulle te sê. Hy het onder andere in Handelinge 1 vers 8 sê hy vir hulle die belofte, hulle gaan krag ontvang, hulle gaan getuies wees in die hele wêreld. En dan in Handelinge 1 vers 9 lees ons hierdie amazing vers en dit sê, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle kyk en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou probeer hierdie prentjie in jou kop kry. Ek probeer dit vir myself indink. Ek probeer dink hoe hierdie manne hier stamp my kat nou aan my voet. Ek het my probeer indink hoe het hierdie disippels gevoel. Jesus is besig om vir hulle allerlei wyshede te gee en groot dinge met hulle te bespreek en die volgende oomblik verdwyn hy net. Die volgende oomblik is dit asof hy net opstyg en daar gaan hy. Daar's nie 'n getoet nie, daar is nie 'n fanfare nie, daar's nie 'n aankondiging of iets nie. Ek dink waarskynlik was Petrus nog besig om te sê, Here, miskien moet ons en daar gaan die Here. Hy styg op, hy begin te sweef en 'n wolk kom om hom en hy's in hierdie wolk en daar gaan hy. Ek dink hierdie disippels was goed verward geweest. Weet my katte gaan my vanaand regtig pla. Ek dink hierdie disippels was goed verward geweest. Ek dink baie dinge van wat die Here vir hulle gesê het was goed wat hulle nie kon verstaan nie, wat hulle in elk geval mee gesukkel het. Dinge wat vir hulle nie sin gemaak het nie. Dinge waarvoor hulle nog eers later krag van God nodig gehad het sodat hulle daardie dinge kon verstaan. En hier gebeur hierdie onmoontlike ding nou. Onder daardie tyd was nie vliegtye nie. Hierdie manne het nie geken van Star Trek en Beam Me Up, Scotty en sulke tipe goeders nie. Maar tog hier gebeur die onmoontlike. Vanuit nêrens, sonder enige vlerke, sonder enige tegnologie, sonder enige iets om dit vir hom mee te help of om dit vir hom te doen, word hulle koning, hulle Jesus, hulle Christus, die een op wie hulle staat gemaak het, net in die hemel opgeneem. Nou hier is 'n belangrike ding, voor ek aangaan. Ons moet besef, Jesus het nie op 'n wolk gegaan nie. Ons was altyd in die ou Bybelboeke, die kinderbybelboeke, is hierdie prentjie van hierdie pragtige mooi wolkie, en Jesus is op hierdie wolk, en hy staan so half op die wolk met sy voete, en daar gaan hy. Hy's nie op 'n wolk, hy's in 'n wolk weggeneem. En dit is vir my die belangrike ding van vanaand.
Want die eerste punt wat ek hier so wil deurbring is, die feit dat hy in 'n wolk weggeneem is so belangrik. Dwars deur die hele Bybel kry ons die bewyse dat die heerlikheid van God in wolke kom. Die heerlikheid van God, wolke verteenwoordig God se heerlikheid. Ons lees in die Bybel, ons sien toe Israel uit Egipte gekom het God in 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan. Sy heerlikheid het in die tempel ingegaan, soos 'n wolk oor die tempel gaan. Toe Moses die berg Sinaï uitgeklim het, toe was die teenwoordigheid van God soos 'n wolk oor die berg gewees. In 1 Konings 8 vers 10 sien ons, toe Salomo die tempel ingewy het die heerlikheid van God, die wolk, die hele huis soos 'n wolk gevul. Toe Jesus die verheerliking op die berg gedoen het, toe is daar ook 'n wolk wat hulle gevul het. So die wolk spreek van God se heerlikheid, spreek van die verheerliking van God. Dit is die teenwoordigheid van God. En hierso sien ons, toe Jesus in 'n wolk opvaar, toe is dit asof die Here vir ons sê, hy het sy seun teruggevat in sy volwaardige heerlikheid. Dit was nie 'n ontsnapping van hierdie aarde af nie. Dit was 'n troonbestuiging wat gebeur het. Dit was nie 'n verdwyning van Jesus van hierdie aarde af nie. Dit was 'n verheerliking van die Messias. Dis wat daar gebeur het. Nou hierdie wolk was die hemelse aankondiging om te sê, dit is my geliefde seun, wat in oorwinning terugkeer na my hemel toe, en in heerlikheid terugkeer na my toe. Verstommend. Toe Jesus in sy heerlikheid opvaar, het sy heerlikheid in ons as mense gekom. Dieselfde heerlikheid wat hy van voor die grondlegging van die wêreld gehad het nou in 'n opgestane menslike liggaam na die hemel gegaan en hy het daardie heerlikheid vir ons gelos. Jy sien hierdie opvaar van Jesus, terwyl hy in hierdie wolk ingaan, en mense, ek kan dit nie meer beklemtoon nie, die wolk, die heerlikheid van God, hy het in hierdie heerlikheid het hy opgegaan, dit alles bevestig vir ons sy koningskap, hy is nie sommer net 'n gewone een gewees op hierdie aarde, dis sy koningskap, hy is die Here wat, Efesiërs 1 vers 20 sê, God het hom uit die dood opgewek, en hom aan sy regterhand in die hemel laat sit. Jesus het van hierdie dood af gegaan, hy het opgegaan, hy het in heerlikheid ingegaan, en hy daarbo, en as ek dit met alle respek kan sê, hy sit daar in oorwinning, want hy weet, hy het sy heerlikheid, hoe hy opgegaan het hy sy heerlikheid vir ons gegee. En hy sit daar en hy sê, ek het die graf en die dood oorwin. Ons gaan oké wees. Want my heerlikheid is op hierdie aarde. En dit is nou hier waar dit nou baie meer persoonlik raak vir ons. Dit is nou hier waar dit nou 'n belangrike saak raak vir ons. Want die feit dat sy heerlikheid, daardie wolk hom gevat het in heerlikheid, het hy vir sy disippels gesê, en hy het vir hulle gesê, ek moet gaan. Want as ek nie gaan nie, dan gaan julle iets nie kan kry nie. En daardie iets wat hulle gekry het, was die heerlikheid van God. En dit is die heerlikheid van God, wat vandag nog in jou en my is. Nou kom die persoonlike saak. Hierdie heerlikheidswolk, waarin Jesus vertrek het, wys na iets baie groter, as net die feit dat hy in die hemel opgevaar het. Hierdie heerlikheidswolk, verwys vir my na my bestemming. Na my doel, my rede hoekom ek hier is om daardie heerlikheid van God uit te roep. 'n bekende vers, toe my broer, is dit verlede jaar, was dit die jaar? Nee, die jaar voor dit, dit is al so lang terug, toe Janie so by ons gepreek het hy vir ons gelees, Romeine 8 vers 9, die aarde, die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. En dit is presies wat dit is. Dis heeltemal waaroor dit gaan. Hierdie skepping wag vir ons as seuns van God, vir ons as die geseëndes van God, nie net seuns nie, maar die geseëndes van God. Hierdie skepping wag met reikhalsende verlange, dat ons die heerlikheid wat God vir ons gegee het, toe hy Jesus laat opvaar het, sal begin uitleef. Jy sien, Jesus het opgevaar in heerlikheid, en nou word sy mense, ons, in heerlikheid verander.
Hy verander ons. Hier is 'n pragtige vers, ek wil hom gou hier lees, 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal, terwyl ons soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van heerlikheid tot heerlikheid verander, na dieselfde beeld. Hy's in 'n wolk van heerlikheid opgeneem, en terwyl hy opgeneem is, het daar 'n uitstorting oor ons gekom, en word ons ook nou die verheerliking, die hemelvaart, gaan nie net oor waarheen Jesus gegaan het nie, maar dit gaan oor die bestemming wat die mensdom in hom het. Die bestemming wat ons in hom het, is om voorbeeldseuns van God te wees. Dis ons bestemming. Ons is voorbeeldseuns van sy openbaring. Ons is voorbeeldseuns van sy image, wat is die Afrikaans? Sy beeltenis. Nie net sy beeld in terme van ons dade nie, sy beeld in terme van wat binne in ons is. Die hemelvaart gaan van my daaroor. Hy het opgevaar, sodat ek vandag hom kan uitleef, sodat ek vandag sy heerlikheid kan uitleef, sodat ek vandag, oral waar ek beweeg, sy verheerliking kan wees, sy beeld kan uitdra vir mense, 'n getuienis, sy karakter, sy gesag, sy liefde kan weerspieël. Jy moet sien, ek en jy is nie perfek nie. Jesus was perfek, ons is nie perfek nie. Maar, ons is veranderde mense, verander in die heerlikheid van God. Daarom, Efesiërs 2 vers 6 sê, ons is saam met hom opgewek, daarom is ons saam met hom opgewek, en ons sit in die hemele in Christus Jesus. Dis waar ons sit, in die heerlikheid. Dit is nie net 'n historiese gebeurtenis nie, hierdie hemelvaart is nie net vir ons die feit dat Jesus Christus opgevaar het nie. Dit is 'n bevestiging vir ons van ons posisie in God. Hoor wat ek sê, ek en jy is in 'n posisie van verheerliking. Ons is in daardie wolk van heerlikheid. Ons posisie is dat ons saam met Christus in beheer is. Jy sien, die hemelvaart verander vir my hoe ek leef. Ek leef nie meer in vrees nie. Ek leef in oorwinning. Want ek het die heerlikheid van God in my. Weet, daar's so baie van ons gelowiges wat ons hele lewe spandeer, wat ons besig is om geestelik te kruip, en ons moet dingetjies dit doen, en ons moet dat doen, en ons bid asseblief, Here, dit is 'n wonder dat ons laat ons asseblief net hierdie tyd kan oorleef, hierdie moeilike tyd waarin ons gaan. Weet jy wat, dit is nonsens. Hoor wat ek sê. Jy het die verheerlikte krag van God in jou. Die hemelvaart sê, dat jy en ek is in daardie wolk van Jesus Christus geklee. Ons is deel daarvan. Jesus sê vir ons dan self, hy het dieselfde dood oorwin. Die hemelvaart is vir my daardie bevestiging. Hy het alles oorwin, en sy heerlikheid is beskikbaar vir jou en vir my. Sy heerlikheid is beskikbaar vir ons om uit te leef. Jy sien, hy het ook, en hierdie is ook 'n belangrike ding, hy het opgevaar, sodat die Gees op ons kan neerdaal, en ek en jy kan opstaan, as seuns van God. Hy sê vir sy disippels in Johannes 16, ek dink is daar vers 6, vers 7 rond, sê vir hulle, dit is vir julle belangrik dat ek moet weggaan, want dan gaan hy sy trooster vir ons stuur. Nou dink nou net daaraan, hierdie heerlikheid van God, en dit is, ek wil amper sê, hierdie is vir my die kruks van die boodskap. Hierdie heerlikheid van God het in die ou dae in die tempels gebly. Hoor wat ek sê, hoor nou. Die heerlikheid van God was in die tempel. Die priester het ingegaan, en dan het die wolk oor die tempel gesak, en dan was die heerlikheid van God daar teenwoordig. As ek net dink daaraan, toe Moses die tent opgeslaan het daar by die berg, Josua het by die tent gesit, en die volk het elke keer buite gestaan, en het gekyk, vir die wolk oor die tent neergedaal het, en dan het hulle maar net gebid en gehoop, dat alles alright sal gaan. Ek en jy is tempels van God. En hier is die mooi ding, as ek en jy tempel van God is die heerlikheid van God in ons. Dit is wat die hemelvaart vir my beteken. Dis wat die hemelvaart vir my sê. Is die feit dat ek en jy gevul is met daardie heerlikheid van God. Ons is tempels. Ons het die wolk in ons. Dis tyd dat ek en jy opstaan. Hy is opgehef,
sodat ek en jy kan opstaan en hom kan uitleef, sy heerlikheid kan uitleef. Dit beteken dat die openbaring van die seuns van God, die openbaring gaan word van die draers van God se heerlikheid. Dis waaroor Romeine gaan. Dis waaroor Romeine 8:19 gaan. Is hierdie aarde wag vir jou en my om op te staan en tempels te word, wat die heerlikheid van God, daai wolk van God se heerlikheid in ons het, sodat ons draers kan wees van sy heerlikheid. Draers van sy liefde. Mense wat gevul is met sy waarheid, mense wat gevul is met sy suiwerheid, met krag, mense wat gevul is met die wysheid om die woord van God meer akkuraat te kan uitdra, meer akkuraat te kan verkondig, om absoluut oral waar ons is, rein voor God te staan met 'n rein gewete, want ons het binne ons die heerlikheid van God. Soveel kere gaan ons en ons gaan debatteer oor goed, en mense wil gaan debatteer oor hoe het hierdie hemelvaart plaasgevind, en wat se tipe wolk was dit? Was dit 'n Cumulus Stratus wolk? Was dit 'n Cirrus wolkie? Was dit 'n dik wolk? Was dit 'n donderwolk? Ek gee nie om nie, dit was die wolk van heerlikheid. Ons het nie meer, hierdie wêreld het nie meer argumente nodig nie. Hierdie wêreld het nie meer debatte nodig nie. Wat hierdie wêreld nodig het, is die openbaarmaking, die openbaring van God se seuns vandag. Die openbaring van die heerlikheid van God deur ons. Dan kom daar 'n interessante ding. Die engele, daar gaan Jesus op in die wolk. En die disippels staan en kyk en sê, nou wat nou? Wat het nou gebeur? En die engele kom en die engele sê vir hulle, waarom staan julle so en staar na die hemel? Daardie vraag is nog steeds belangrik. Die kerk moet ophou om heeltyd opwaarts te staar en te wag vir iets om te gebeur. Is tyd vir ons om op te staan en dit te laat gebeur. Die openbaarmaking van God se heerlikheid. Hou op om net te staan en te kyk. Begin doen. Begin doen. Begin leef. Begin om die verteenwoordiging van God hier op hierdie aarde te wees. God rig ons op, volwasse mense, stabiel, sterk, liefdevol, al is jy onderdruk, getrou, al is jy diep in die moeilikheid. Ons het nie nodig om onsself aan iets of iemand te bewys nie. Wat ek en jy het, is die dag met die hemelvaart vir ons bevestig. Ons het in ons die wolk van heerlikheid van God. En al wat die Here vra, is dat ons dit sal leef. Ons wag vir die Here om weer te kom. Weet jy wat? God is reeds hier. Die Here is reeds hier. Al wat hy soek, is dat ek en jy gaan begin om hom te leef. Om hom uit te leef. Om hom openbaar te maak. Ek wil afsluit. Jesus het opgevaar in die wolk van heerlikheid. Selfde heerlikheid wat Sinaï gevul het, die berg. Dieselfde heerlikheid wat die tabernakel gevul het. Dieselfde heerlikheid wat saam met Jesus op die berg van verheerliking was. En nou deur Christus is daar dieselfde heerlikheid binne in ons. Hy regeer as koning. Hy is ons verreëse Here. Sy gees is uitgestort. En ons sit alreeds saam met hom op hoë plekke. Hou op om onder jou roeping te leef. Jy is nie gered om net tot die hemel te oorleef nie. Jy is nie gered om net te wag vir die dag wat Christus kom nie. Jy is geroep. Ek is geroep. Ons is geroep om Christus op hierdie aarde te openbaar. Ons is geroep om die heerlikheid van God te openbaar. En hierdie skepping wag. Hierdie aarde wag vir die openbaring van die seuns van God. Die wolk het die Jesus in heerlikheid ontvang.
Nou stuur die Gees ons hierdie wêreld in, hierdie wêreld rondom ons, met daardie heerlikheid in ons. Moenie net die hemelvaart bewonder en dink, dit was 'n mooi gebeurtenis nie. Ek wens ek kon dit sien nie. Begin om dit te leef. Begin om die heerlikheid van God op hierdie aarde te leef. Word die openbaarmaking van die seuns van God. Die aarde wag vir ons. Word sy heerlikheid. Hy het in 'n wolk opgevaar, hy het in heerlikheid opgevaar en hy het ons in heerlikheid geseën en gevul. Die grootste getuienis dat Jesus opgevaar het, is wanneer sy lewe sigbaar word deur jou en deur my. Kom ons word getuienisse van hierdie wonderwerk. Ons Jesus leef. Ons Jesus het opgevaar. Sy heerlikheid is in ons en ons openbaar hom. Kom ons leef elke dag met hierdie heerlikheid. Die aarde wag met reikhalsende verlange vir die seuns van God om op te staan. Dis tyd dat ek en jy hom leef. Kom ons bid saam. Here, ek is so opgewonde. Dit is so lekker vir my om te weet. Die wolk waarin u opgevaar het, die wolk waarin u opgeneem is, Here, is dieselfde wolk van heerlikheid wat binne in my is. En daarom kan ek u net loof en prys en sê, Here, groot is u. Dankie vir u hemelvaart. Dankie, Here, vir daardie oomblik wat u beskikbaar gestel het, sodat u heerlikheid oor hierdie aarde uitgestort kon word. Dankie, Here, dat u daarmee die pad oopgemaak het vir Pinkster. Dankie, Here, dat u daarmee die pad oopgemaak het, dat ek, tempeltjie ek, gevul kan wees met die heerlikheid. En Here, nou bid ek, dat u elke een van ons gaan help. Here, dat u ons sal help, dat ons u heerlikheid sal uitleef. Hierdie aarde is soekend daarna. Hierdie aarde soek nie meer na mense wat argumenteer rondom godsdienste nie. Hierdie aarde soek nie meer mense wat argumenteer rondom doktrines nie, Here. Wat hierdie aarde soek, wat hierdie wêreld soek, is die openbaarmaking van Christus. En Here, ons is u tempels. Ons is die instrumente. Help ons om u te openbaar, om u heerlikheid uit te leef, sodat mense sal ophou wag vir Christus, maar dat hulle Christus sal beleef elke oomblik van die dag. Seën ons Vader. Dankie, Here, vir u heerlikheid. Here, help ons om die openbaarmaking van u heerlikheid te word op hierdie aarde. Amen. Amen. Ek hoop dit het sin gemaak vir u en ek hoop julle gaan 'n wonderlike aand verder hê. Die aarde wag met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van hierdie verheerlikte seuns van God. Amen. Die Here seën u.